Nou vriende, ons gaan net 'n gebed saam doen vir die manspersone wat wil staan, is baie welkom. Vir die wat nie kan staan, is welkom te sit en dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons aanbid U vanmôre as die skepper van die hemel en die aarde. Ons dank U as die een wat U liefde aan ons bewys het in U Seun Jesus Christus, wat na hierdie wêreld gekom het en 'n sondelose lewe geleef het en 'n volkome volmaakte dood gesterf het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Baie dankie vir die Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag, die Gees wat ons lei in die volle waarheid, die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons dank U, Here, dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar U Gees ook aan ons as kerk van Jesus gegee het. Die gebed van ons hart is, Here, dat ons deur die wysheid wat U Gees ons vanuit die woord gee, vanmôre ook so sal luister en dan sal gaan doen wat U van ons vra. Ons het nodig om sout van hierdie aarde en lig vir hierdie wêreld te wees en Here, in hierdie donker toestand van hierdie wêreld bid ons dat ons juis sal uitgaan en die evangelie sal verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam. Dierbare Here, ons het nodig om die blye evangelie, die goeie nuus aangaande Christus aan mense te bring, want die woord sê vir ons, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna is dit God se oordeel. En die begeerte van ons hart is dat mense nie in U oordeel sal kom en sal hoor, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Maar dat hulle ook daar die sekerheid in die hart sal hê, dat hulle aan Christus behoort, dat hulle die Here ken, maar ook bo alles dat die Here hulle ken, en dat hulle in 'n lewende verhouding saam met hom leef. Baie dankie Here dat U ons broers en susters beskerm het deur hierdie week, ons gemeente bewaar het. Dankie dat ons vanmôre saam kon kom, Here, en dat ons die waarheid van die woord kan aanhoor. Die gebed van my hart is dat U ook die boodskap wat nou sal volg, sal gebruik vir U eer en vir U naam en die uitbreiding van U koninkryk. Ons wil vanmôre vir U baie dankie sê vir die wyse waarop U sorg vir ons gemeente. Here, dankie dat ons weet U het 'n blymoedige gewer lief. En daarom dank ons U, Here, dat ons U as die gewer van alle goeie gawes kan eer. Ons wil vanmôre kom bid vir ons siekes. Here, daar is van hulle wat nog in die hospitaal is, daar is van hulle wat nog aansterk by die huis. Daar is van hulle wat vanmôre weer terug is saam met ons, en ons wil U aanbid as die een wat in die maklike en in die moeilike tye die God van die nabye is. U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie, en soos ons deur Psalm 23 gewerk het, het ons gehoor, Here, dat al gaan ons ook in 'n dal van doodskade wee, ons hoef nie te vrees nie, want U is met ons. En daarvoor dank ons U, Here, want U is die goeie herder wat U lewe afgelê het vir die skape. Daarom wil ons bid, Here, dat U hulle sal versterk, dat U genadig en barmhartig sal wees, en ons weet, Here, as dit U wil is, kan U die siekste van persone opwek en vir hulle gesond maak, want U is die almagtige en alwyse God. Maar ons weet ook, soms stuur U ons deur stryd om ons nader aan U self te trek, en al verstaan ons nie alles nie, weet ons dat U vir ons sê, my genade is vir julle genoeg, en my krag word in julle swakheid volbring. Daarom sal ons eerder in ons swakheid roem, sodat die krag van God in ons kan werk, en daarvoor aanbid ons U, Here, want U is vir ons goed, en U is genadig, en U is barmhartig. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, soos u weet is ons tans besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Psalms, en dan die ander week is ons besig met daardie 53 belangrike verse vir die kind van die Here, en is die gebed van my hart dat die Here vir ons ook ryklik sal seën vanmôre waar ons stil staan by Psalm 24. Nou ek het vir u gesê dat Psalm 22, 23 en 24 staan bekend as die herder psalms. Nou in Psalm 23 leer ons van dat die Here sy, of Psalm 22, 23 en 24, Psalm 22 dat die herder sy lewe aflê vir die skape, Psalm 23 gaan oor die goeie herder wat sy skape lei na waters waar rus is, en ons het al reeds hierdie twee psalms hanteer, en dan vanmôre Psalm 24, die goeie herder wat sal terugkom om sy kinders te kom haal. Daarom praat die skrywers ook van hierdie drie psalms as die herder psalms. Die Here is ons goeie herder, en as jy aan hom behoort vanmôre, as jy weergebore is, dan kan jy ook met sekerheid sê dat jy deel is van sy kudde, deel van sy kinders, deel van sy koninkryk. Want die Bybel sê vir ons, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, en hulle wat gered is deel van hierdie kudde
van die Here. So ek is opgewonde oor vanmôre se boodskap. Kom ons lees dadelik saam en ons kom dan vanmôre by die tema uit. Die tema vanmôre is: gee ag op die dinge en jy sal die seën van die Here wegdra. Hierdie seën van hom wat ook bekend staan in die woord as die goeie herder. Psalm 24 vers 1, 'n psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Want hy het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat u aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde o poorte, ja verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is tog die erekoning? Die Here, sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wie is dan tog die erekoning? Die Here van die leerskare, hy is die erekoning, Sela. Nou vriende, jy weet die woordjie Sela beteken, dat 'n mens 'n paar oomblikke sal neem om te dink oor dit wat jy so pas gehoor het, dit wat ons so pas gelees het, en belangrik om ook te sien dat ons nodig het om te dink vanmôre, in besonder wie is hierdie geslag van Jakob, en dan in besonder wie is hierdie erekoning. Ons gaan bietjie deur hierdie psalm werk vanmôre. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons wysheid sal gee. Die teks van oordeenking vanmôre is vers 5 van Psalm 24. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Die tema dan vanmôre is: gee ag op die dinge en jy sal die seën van die Here wegdra. Gee ag op die dinge en jy sal die seën van die Here wegdra. Nou vriende, in hierdie week terwyl ek besig was om hierdie boodskap voor te berei, so bietjie nagelees oor hierdie boodskap, so bietjie gedink oor die boodskap, en dat hierdie boodskap so bietjie aan 'n mens groei, het ek daaraan gedink dat ek glo die meeste van u met my sal saamstem, dat die meeste mense, indien nie almal, die seën van die Here begeer nie. Maar die meeste wil nie gehoorsaam wees aan God se woord nie. Het u dit al gesien, het u dit al gehoor? Almal sê die Here seën jou en almal soek die seën en begeer die seën van die Here. Maar ongelukkig beleef ons 'n tyd waar baie min mense gehoorsaam wil wees aan God se woord, ten einde die seën van die Here te ontvang. Nou vriende, die meeste is oortuig dat die Here sy seëninge uitdeel sonder om 'n standaard te stel. En dit is vir ons iets wat vreemd is aan die Bybel. Want die Here stel vir ons 'n baie duidelike standaard as dit kom by die ontvang van sy seën. En vriende, hierdie seën van die Here sluit nie in dit wat mense vandag aan die seën van die Here wil koppel nie. Die meeste reken dat die seën van die Here word geïnterpreteer as ek gaan geldelike voordele ontvang, ek gaan gesondheid ontvang, ek gaan rykdom, voorspoed en welvaart ontvang. En as ons die Bybel bestudeer, dan is dit maar 'n klein deel van die seën van die Here wat hy vir ons gee. Daar is baie meer en baie groter dinge as hierdie dinge as ons die Bybel gaan bestudeer. U sien, die seën waarvan die Bybel praat is God se vrede, God se vergifnis, sy vaderskap om in sy wese te leer ken as die heilige van Israel, die God wat homself kom openbaar het in sy seun, en wat vir ons ook 'n wonderlike voorbeeld kom stel het terwyl hy op aarde was. Die seën wat die Here gee is om God te ken in die krag van sy opstanding, terwyl ons aan sy beeld gelykvormig word, om hom te ken as die skepper en die onderhouer van sy heelal. Dis die seën wat die Here gee, terwyl hy nie nalat om vir ons te sorg, soos 'n vader vir sy kinders sorg nie. Soos 'n herder sy skape lei na waters waar rus is, so seën die Here ons ook met hierdie wonderlike voorregte. Hoor wat sê die Bybel daar in Deuteronomium, die 11de hoofstuk, en ons lees telke maal in die Ou Testament presies dieselfde woorde. Die Here sê in Deuteronomium 11:26, hy sê, kyk ek. En onthou, God kan sê, kyk ek. Waarom? Want hy's God. Daar's niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak u nie? En hy kom en hy sê vanmôre ook vir ons. Hy deel sy seëninge nie net uit, goedsmoeds aan almal nie. Maar hy deel sy seëninge uit aan hulle,
wat in gehoorsaamheid leef om hom te verheerlik. Alhoewel hy laat reën oor die regverdige en die onregverdige, beleef die regverdige die vrede van God in hulle harte, terwyl die goddelose in hulle boosheid voortgaan en hulle self later vernietig en dan voor God rekenskap moet gaan gee. Deuteronomium 11:26, kyk ek, hou julle vandag seën en vloek voor. Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God, wat ek julle vandag beveel. En die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, wat julle nie geken het nie. Jy onthou ek het die boodskap begin met die aanhaling van Johannes Calvin wat gesê het, as God 'n land wil oordeel, dan stuur hy vir hulle bose leiers. En is presies wat in Suid-Afrika en wêreldwyd aan die gang is. Mense wil hulle nie buig voor God en voor sy gesag nie, en God stuur vir hulle leiers, wat hulle oorgee aan hulle boosheid, en daarom beleef ons 'n tyd in Suid-Afrika, waarvan die grootste en gruwelikste sondes verdra word, aanvaar word, en deur die regering goed gepraat word, geïmplementeer word, en ons beleef die hartseer, in huisgesinne, in samelewings, reg deur die land, onder elke bevolkingsgroep. Waarom? Omdat mense nie wil ag gee op die woord van God en op dit wat hy in sy woord vir ons opgeteken het nie. God deel sy seëninge nie sommer maar net links en regs uit nie. Daar is 'n voorwaarde, daar is 'n standaard. En dit gaan oor die gesindheid van ons hart en of ons werklik die Here ken. En dis waaroor Psalm 24 gaan, glo dit of nie. Hierdie Psalm van die terugkoms van die Here gee vir ons sekere standaarde. En ons gaan vanmôre 'n bietjie daarna kyk onder 3 punte. En ek gaan nou nie vir sê hoeveel punte onder daai 3 punte is nie. Want dan gaan jy moeg en moedeloos raak. En dan gaan jy miskien voor die tyd wil gaan koffie drink. Maar kom ons skep moed en ons kyk na die eerste gedagte. Die eerste ding waarop ons ag moet gee ten einde die seën van die Here te ontvang is, God is eienaar. Ons is rentmeesters. Kom ek lees vir u wat staan in die Bybel. 'n Psalm van Dawid. Dawid was koning, Dawid was krygsman, Dawid was 'n held, hy het baie besit, sy seun Salomo het meer as hy besit, ryk mense, en hy skryf en hy sê, die aarde behoort aan wie? Aan die Here, H-E-R-E, hoofletter, die verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob. En nou wil hy klem lê op wat hy sê, en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy, God, het dit gegrond op die see en het vasgestel op die strome. Die akademici, die professors by universiteit leer ons kinders, en ek wil die woord gebruik, verskoon as dit hard en kras op u sensitiewe ore klink. Maar hulle lieg vir ons kinders, en sê dat hierdie proses van evolusie, het alles tot stand gekom, en hulle ontken die God van die Bybel. Daar is mense wat vir jou sê, jy hoef nie aan die skepping te glo, om aan God te glo nie. Ek wil vanmôre vir jou baie duidelik sê, die Bybel sê, as jy Genesis 1 en 2 nie kan glo nie, kan jy die res van die Bybel nie glo nie. As jy nie glo God is jou skepper nie, dan kan jy nie glo hy is jou redder nie. Hy het alles geskape, vir jou en vir my, wat ons sien, wat ons voel, wat ons aanraak. Hy het wysheid vir mense gegee om sekere goede te bou en tot stand te bring. Daarom sê die Bybel, die eerste ding waarop ons moet ag gee ten einde hierdie seën van die Here te ontvang is, God is eienaar. Ons is rentmeesters. Alles behoort aan hom. Ek het hierdie week die hartseer geleentheid waargeneem om vir Susan Olkers te begrawe. Sy het niks saamgevat nie. Niks. Huis, voertuig, geld, besittings, ringe, juwele, alles het agtergebly. As jy vanmôre wil reg dink oor hierdie lewe, oor jou lewe en oor dit wat voor lê, hoor vanmôre wat sê Psalm 24. As jy die seën van die Here wil wegdra, onthou jy is rentmeester, jy's nie eienaar nie. Niks wat jy het, al het jy die titelakte van watter gebou ook al, dit sal nie joune wees na jou dood nie. Bybel is baie duidelik en Dawid kom stel dit duidelik. Alles en almal in die hemel en op aarde is deur God geskape en behoort aan hom. Daar is 'n groep in Suid-Afrika en selfs wêreldwyd wat sê die Here het een deel van die mensdom gemaak wat 'n sekere kleur is en die duiwel het die ander gemaak. Luister, God het
almal gemaak. Of jy daarvan hou of nie, of ek daarmee saamstem of nie, dis irrelevant. God kom onderhandel nie met ons oor sy Bybel nie. Hy stel sekere dinge duidelik. En as ons dit glo, dan sal ons die seën van die Here wegdra. Die Here stel nie sy waarheid oop vir debattering nie. Hy is die alwyse. Ek en jy beperk in ons verstand. In 6 letterlike skepingsdae, glo dit of nie, dis wat die Bybel vir ons sê, in 6 letterlike skepingsdae, lees ons in Genesis 1 en 2, het die Here geskape. As skepper het hy besit reg, en gee aan elkeen soos hy wil. Belangrik dat ons hierdie saak sal sien, kom ek lees vir u 'n paar gedagtes, en dis wat ons vanmôre in die eerste plek moet hoor en sien. God is eienaar, ons is rentmeesters. Deuteronomium 10 vers 14, kyk aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Aan die Here jou God behoort alles. Psalm 89 vers 12. Aan u behoort die hemel, aan u ook die aarde, die wêreld en sy volheid. U het dit gegrond. Vriende, as u nie vanmôre dit verstaan nie, dan mis u dit wat God vir jou in gedagte het, mis jy die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, en gaan jy krampagtig vashou aan dit wat nie joune is nie, aan dit wat vir jou geleen word. Ek onthou in een van my gemeentes was daar 'n oom, baie geleerde man gewees, 'n baie groot huis gehad, en toe hy en die tannie ouer word, toe beland hulle by die ouete huis in 'n baie mooi huis, baie netjiese plekkie gewees, met die mooiste van meubels, jy kon sien dis fyn uitgekies gewees. Later toe beland hulle in 2 kamers, en later toe beland hy in 'n bed, en later in die graf. En ek kyk na hierdie suksesvolle oom, en die Here kom leer my op 'n jong ouderdom 1 les. Jy sal niks saamvat, as jy die dag sterwe nie, want besitreg behoort aan God. Rentmeesterskap is aan jou toevertrou. Daardie vrede wat God ons gee, wanneer ons dit verstaan, deur die werking van sy Heilige Gees. 1 Korintiërs 10:26, dis nou die Nuwe Testament, praat dieselfde taal as die Ou Testament, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Job sê in Job 1 vers 21, u onthou vir Job, hy staan die môre op en hy het alles. Die skape bler en die kamele loop en die kinders speel en dit gaan goed met Job. En die aand toe gaan lê Job sy hoof neer, toe het hy niks, behalwe sy vrou. En sy vrou sê vir hom, vloek God en sterwe, want 'n God wat alles van jou wegneem in een dag is nie 'n God wat gedien moet word nie. Wat sê Job vir haar? Soos 'n dwaas praat jy. Sal ons nie die goeie en die slegte van die Here vat nie? Dit wat jy vandag het, pas op dat jy dit nie môre verloor nie. Moenie so vashou aan dit wat jy dink jy besit, dat jy môre jou oë uitvee en is alles weggevat, en jy verloon God en jy sê, ek stel nie meer belang in hom nie. Jy dien God nie vir wat hy jou gee nie. Jy dien hom vir wie hy is. Hy is die almagtige, genadige en barmhartige God. En Job leer ons hierdie groot waarheid en hy sê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Nou ek was by die 3 seuns se geboorte. Al 3 was keisersnitte. Dan sny hulle hierdie deel van die maag oop en dan haal hulle hierdie kind uit. Glo dit of nie? Ek het my oë gesien. En daar kom daar die kind uit, oogies toe. Hulle lyk so opgevrommel. Lyk soos 'n papier wat jy gevat het en gevrommel het, en hier kom hulle uit, en eerste ding wat hulle doen, hulle gee hom 'n klap op die bout, of hulle druk iets by die neus in, om die longe oop te kry, en dan gil hy kind vir die eerste keer. En jy besef, daar's lewe, maar hy het niks aan nie. Hy het nie 'n ring aan sy vinger nie, hy het nie 'n ketting om sy nek nie, hy het nie een of ander Xbox se afstandbeheer in sy hand nie, hy het nie 'n selfoon in sy hand nie, hy het niks. En dan gee hulle hom vir jou. Sê hulle, dit is joune. En dan wonder jy, moet jy hardloop, moet jy bly, moet jy vat, moet jy vir jou vrou gaan wys. Die hele gedagte net, jy kom met niks in hierdie wêreld nie. En luister, van daar af lyk my beklei ons dood, om net iets by mekaar te maak.
Dan kom ek in daar die hospitaalkamer in, wat daar die oom besig is om dood te gaan. Dan sien ek, ja, hy daar die hospitaalvrokkie aan. Nie sy eie nie. Hy daar die hospitaaljassie aan, daar lê hy met die bottel water langs hom. Familie staan daar en hulle weet hy's besig om te sterwe. En alles wat hy bymekaar gemaak het oor al die jare, sal net daar bly. Daarom ek vanmôre vir u sê, verstaan in die eerste gedagte, as jy die seën van die Here wil ervaar, onthou, jy is nie eienaar nie, jy's net rentmeester. Jy's aangestel om dit wat God aan jou toevertrou het, wys te bestuur. Psalm 49 vers 17. Wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Ryk en arm het dieselfde lot, dat hulle sal sterwe en niks sal saamneem nie. Prediker 5 vers 14, soos hy uit die skoot van sy moeder uitgegaan het, gaan hy naak weer heen soos hy gekom het, en hy sal vir sy moeitevolle arbeid niks wegdra, wat hy met hom kan saamneem nie. Ons moet werk, die Bybel sê ons moet ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk, ons moet vir ons gesinne sorg, ons moet getrou wees in ons arbeid vir die Here, en ook om op tydelike gebied hierdie versorging te gee, maar onthou, as dit jou prioriteit raak, as jy dink hierdie goed is myne, en jy hou vas met alles wat jy het, sal jy later agterkom, dit was alles te vergeefs gewees. 1 Timoteus 6 vers 7 sê, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons niks daaruit kan wegdra nie. By een van ons gemeentes waar ons was, by die bepaalde golfbaan was daar 'n man wat gesterf het, op 'n baie jong ouderdom, ek dink hy was 7 of 58, hartaanval. Hy het 100 miljoen plus in sy boedel agtergelaat. En ek praat met die man wat hierdie saak hanteer van Old Mutual, en hy sê vir my, luister, die familie beklei, want elkeen soek sy deel. Wat het hy saamgevat van sy 100 miljoen plus? Nie 1 sent nie. Want ons is nie eienaars nie, ons is rentmeesters van wat God ons gegee het. 'n Tydige waarskuwing vir mense wat vasklou aan die tydelike. Jesus vertel die gelykenis van die ryk man wat sy grond goed gedra het, en hy het by homself geredeneer, en hy sê, wat sal ek doen? Ek het geen plek om my oes in te samel nie. Hy sê, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek, en ek sal bou, en ek sal my opbrengste, wat ek ingesamel het, sal ek wegsit, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het goed by mekaar gemaak. Jy kan nou eet, en jy kan rus, en jy kan vrolik wees. Dis wat hierdie man sê. En toe kom die stem van God. Luister, ons as mens kan praat. Ons woorde is nietig. Maar as God praat, moet ons die oor draai en luister. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. Dwaas beteken man sonder verstand. Iemand wat nie sy verstand gebruik in sy manier hoe hy redeneer nie. Maar God sê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. So wonderlik as 'n mens hier die eerste gedagte uit Psalm 24 sien. Ons kan die seën van die Here alleen wegdra, die vrede van God in ons harte en lewens hê, as ons besef hy is eienaar en ons is rentmeesters. En dan het ek net so kort gedagtetjie bygesit. En dit is die gedagte, watter seën lê daarin, as ons besef hy is eienaar en ons is net rentmeesters? Wat 'n seën lê daar vir ons in? Eerste plek, nederigheid. Nederigheid. Hoekom sal nederigheid een van die eerste seëninge wees wat die Here ons gee? Jy sien, dit bring my by 'n punt uit dat ek besef by die dood is almal gelyk. Ons sterf en laat alles na, baie of min. Ons is klei, ons is 'n damp wat nou verskyn en môre verdwyn. So wanneer ek baie het, of wanneer ek bietjie het, of wanneer ek min het, dan is daar nederigheid in my hart, want ek weet, God het dit aan my toevertrou. As jy vanmôre ryk is, moenie verskoning maak daarvoor nie. As jy middelklas is, moenie verskoning maak daarvoor nie. As jy brandarm is, moenie verskoning maak daarvoor nie. Werk, wees getrou in wat jy moet doen, en dank God, en wees nederig. Want hy gee aan sommige meer as aan ander, want hy is die God wat uitdeel, soos hy goed dink. Die volgende ding is dankbaarheid.
Vriende, ek is dankbaar oor groot en klein, baie of min, want ek weet ek verdien niks nie. Ek verdien niks nie. Ek het onlangs 'n ding wat een van ons predikante vir my gestuur het gekyk, en ek het my kop so half geskit, want dit gaan oor Dr. Phil. Dis nou 'n ou wat lyk my op televisie berading doen met mense. Nou ek en Dr. Phil het mekaar nog nie ontmoet nie. Ons sal miskien ook nie saamstem met die manier van berading nie. Maar hulle het 'n ma en 'n dogter daar gehad van so 20-21. En toe vra Dr. Phil nou, wat is nou aan die gang? En die meisiekie sê, sy soek 'n toelaag per maand van $2,500. Want sy kan nie meer uitkom met die $1,000 wat haar ma 'n maand gee nie. En Dr. Phil vra vir die ma toe, hoor hierso, wat sê jy van die storie? En sy sê, sy moet 'n werk gaan kry. Want sy is oud genoeg om te werk, sodat sy vir haarself kan sorg. En die volgende oomblik toe bars hierdie meisiekind in trane uit. En sy sê, ek wil nie werk nie. En Dr. Phil sê vir haar, jy moet werk, en sy huil, verskoon die Afrikaanse platvloerse uitdrukking, snot en trane. Sy wil nie werk nie. En aan die ander kant is sy nie dankbaar vir wat sy kry nie. En ek besef, dis presies ons kultuur, die tyd waarin ons onsself bevind. Daarom het min die seën van die Here. Daarom wanneer ons eet aan die tafel, kla ons oor wat daar voor ons is, want ons begeer iets anderste. 'n Dankbare hart is 'n hart wat besef, ek verdien nie die ete wat hier voor my is nie. In een van my gemeentes was daar 'n man wat keelkanker gekry het, skatryk, hy kon nie 'n stukkie vleis geëet het nie. Hy moet pype gevoer om aan die lewe te bly, en hy's later dood. En hy het gesê op 'n stadium, om te kan eet is 'n voorreg. Ek wil jou vanmôre vra, besef jy's maar net 'n rentmeester. Wees dankbaar vir die kos op jou tafel, vir die feit dit wat God aan jou toevertrou het. Die volgende een is vergenoegdheid, vriende. Ek loop nie heeldag en top oor die baie van ander en die min wat ek het nie. Ek geniet wat ek het en ontvang dit as 'n gawe en 'n geskenk uit die hand van die Here. En ou Koos Du Plessis die liedjie gesing, hy sê, wat ek is net genade, en wat ek het is net geleen. Daarom, vriende, om vergenoeg te wees. Daar's mense wat heeldag loop en kyk na mense wat meer het as hulle. En ek onthou daar in Vredendal by die pastorie was daar 'n man wat vir my gewerk het, en hy sê eendag vir my, jy's dan maar lekker ryk, nê? En jy weet mos, die kleerlinge is baie keer mos glad met die mond, en ag, ek is lief om met hulle te gesels, want my mond kan ook baie keer so bietjie glad raak. Ek sê vir hom nou, hoekom sê jy ek's ryk? Hy sê, jy het 'n kar, jy het 'n huis, jy het al hierdie goeders. Ek sê vir hom, okay, ek wil jou vra. Dink jy mense dink jy's ryk? Nou kyk hy my so, hy weet nou nie regtig in watter rigting ek beweeg nie. Ek sê, kom ek sê gou vir jou, daar's baie mense wat dink jy's ook ryk. Hierdie huis is nie myne, dis die kerk se, ne? Kar is myne. Ek sê, het jy 'n huis? Ja, hy het 'n huis. Staat het vir hom 'n huis gegee. Wonderlike regering wat ons het. Ek moet nog aansoek doen vir myne. Maar die punt is net, ek sê vir hom, nou die man wat op straat lê, wat vanaand nie 'n huis het, dink hy nie jy's ryk nie. En ek begin met hom redeneer oor hierdie goed, en hy het later beskaamd gestaan en besef hy moet vergenoegd wees met wat God vir hom gegee het. Hou op begeerig wees na ander mense se goed. Die volgende ding wat dit bring afhanklikheid. As dit nie vir die Here was nie, het ek niks gehad nie. Ek is van hom afhanklik in alles, gesondheid, werk, verstand, vermoëns, alles is wat God vir my gee. Dis noodsaaklik om dit te sien. Balans, dit gee my balans, vriende. Ek besef, ek laat alles agter. Daarom fokus ek nie al my tyd en energie op die tydelike nie. Ek dink ook aan die ewige. Ek spandeer ook tyd aan God en sy dinge, sy waarheid, sy woord, die evangelisasie van mense, die voeding van my siel deur die waarheid van God se woord. Baie mense leef so vir die hier en nou, dat hulle vergeet daar is 'n dag van sterwe, dat hulle voor God gaan rekenskap gee, en hulle lewe vir nou, en hulle vergeet van hulle ewige siele. As jy vandag sterf en ek sterf, sal hierdie liggaam in die graf vergaan. Ons siel sal by God wees. Gaan jy 'n vermorste lewe hê? Of gaan jy die seën van die Here wegdra, omdat jy besef, jy's rentmeester, jy's nie eienaar nie. Ander ding wat dit doen, is dit
bring mededeelsaamheid in jou lewe na vore. Ek gee vir ander omdat die Here vir my gee. Ek sien die nood van ander en ek help waar ek kan. Baie mense is mededeelsaam en ons eer die Here daarvoor. Maar die spreekwoord is dikwels dat mense skatryk is omdat hulle nie aan ander dink nie. Hartseer dat jy het onder ongeredde mense sien. Maar mededeelsaamheid is 'n natuurlike eienskap van iemand wat besef, hulle kry alles van die Here en daarom gee hulle op hulle beurt weer verander. En dan nog 'n gedagte is getrouheid. Ek is 'n getroue rentmeester. Wat is 'n getroue rentmeester? Is iemand wat betroubaar is. Dis iemand wat nie vermors dit wat die Here aan hom toe vertrou nie. Dis iemand wat eerbaar is in dit wat hulle doen. Ek vra jou vanmôre hier by die eerste gedagte. Besef jy God is eienaar en jy is rentmeester, dan sal jy die seën van die Here wegdra. Die tweede gedagte, die tweede ding waarop ons moet ag gee in hierdie Psalm, as eienaar het God 'n heilige standaard. Hy het 'n heilige standaard, hoor wat sê die Bybel, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en die vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob Sela. Jy sien wat Dawid eenvoudig hier kom leer is, ons kan nie maak soos ons wil en dink ons sal die seën van die Here wegdra nie. God gee sy seëninge as ons hier die heilige standaard van hom handhaaf. Jy sien, daar is 'n standaard wat God stel vir die wat in hom glo. En kom ek gaan gou vir u voorhou wat hier staan, want Dawid vra die vraag, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? En wie kan gou vir my sê, waarna verwys Dawid hier? Hy verwys na die berg Sion, of die plek Jerusalem, die plek waar God sy teenwoordigheid kom vestig het. Onthou jy, die Here het gesê, hy het Jerusalem uitgekies, 'n besondere plek wat hy uitgekies het, om sy naam te vestig. Daar was die ark van die verbond gewees, daar was die tempel gebou gewees, en Dawid kom en hy sê, of die tempel sou later gebou gewees het, die tabernakel en die ark van die verbond was daar, en Dawid sê, as jy wil kom in die heilige teenwoordigheid van God, is daar 'n sekere standaard. Daar is 'n sekere standaard, want hy is 'n heilige God. En die eerste gedagte wat ek raak gesien het, ons hande moet rein wees. Wat beteken dit, hulle hande moet rein wees? Kom, ek gaan vir u vandag verduidelik. Beteken nie, as jy klaar in die modder gespeel het, gaan was jou hande met Dettol seep, want dit vat 99% kieme weg nie. Dit ook, is goed as jy dit doen, want as jy moet vuil hande eet, gaan jy miskien kieme optel. Maar geestelik is dit dieselfde. As jou hande nie rein is nie, gaan jy geestelik besmet word. En hierdie rein hande dui op eerbare aksies, optredes en dade. Hoe ek besigheid doen, hoe ek lewe, hoe ek my werk verrig, hoe ek my belastingvorm invul, hoe ek eerlik omgaan met mense, dis rein hande. Wat het jou hande hierdie week gedoen? Wat het my hande gedoen? Met watse besigheid was ons besig? Toe ons op rekenaar was, wat het ons gedoen? Waarna het ons gekyk? Waar het ons ingegaan? Rein hande. God sê, as jy in my heilige teenwoordigheid wil inkom, as jy my jou God noem, moet jy sorg dat jy die standaard nakom. Daarom moet ons gebed elke dag wees, Here, ek kan nie, as u nie my in staatsteller is nie. Hierdie rein hande kom baie duidelik na vore in Jesaja 1 vers 15, ek lees gou vir u wat staan hier. En as julle jou hande uitbrei, sê die Here nou, as kinders van God hulle hande uitbrei, bedek hy sy oë. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Kom ek verduidelik vir u wat sê die Bybel oor dit. Hy sê vers 16, was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg, hou op om kwaad te doen, en nou, leer om, ek het dit vir u uitgelig hier op die bord, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al wat julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As jou hande vanmôre besmet is, as my hande besmet is die enigste oplossing
om te vlug na die kruis. Gaan na die Here Jesus, sê vir hom, Here, my hande is besmet voor U die heilige God. U sê, as ek in U heilige teenwoordigheid wil inbeweeg, U is my herder, ek is die skaap van U kudde, ek vra U reinig my hande. Die volgende een wat hy vir ons baie duidelik stel, suiwer die hart. Hy wat suiwer van hart is, hierdie suiwer van hart gaan oor die motiewe, die binneste, die innerlike, 'n rein motief en wil, met ander woorde, wat bedink ek? As ek beplan, wat is my motief? Is my hart rein en eerbaar of skuil bose motiewe in my siel? Ag, jy vind dit dikwels wanneer iemand met jou praat, dan sê hulle vir jou, ek beloof vir jou. Man, ek wil vir jou sê, ek sweer. Dit wat ek sê is die waarheid. As iemand dit vir my sê, dan wil ek al vir hom sê, jy lieg. Ek onthou een vergadering waar ek by was, los die naam van die plek en die byeenkoms, maar een van die manne kom staan daarvoor, en hy sê, ons is deursigtig in wat ons nou gaan sê, en ek stamp aan die oom langs my in die vergadering, ek sê, nou gaan hy begin lieg. En hy het presies dit gedoen. Hy het begin lieg, die oomblik toe hy sê, wat ons nou sê is deursigtig. As jy 'n lewe leef met 'n rein hart, het jy nie nodig om ander heeltyd te probeer oortuig, met jou woorde dat jy 'n rein hart het nie. Die Here sê vir ons baie duidelik, as jy in my teenwoordigheid wil kom, skoon hande, rein hart. Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Al die sonde wat ek en jy doen, kom hier uit die hart. Ok, nie hierdie hart nie, ons verstand, ons weet ons die hart is die geestelike beheerkamer van ons lewe. Ons bedink eers sonde en dan doen ons sonde. Daarom sê die Bybel, bewaak jou hart. Nou as jy gaan kyk na van hierdie gevangenisse waar hierdie misdadigers in is, wat gevaarlik is, dan sien ons dat hulle 'n bewaarder het, wat 24 ure dag loop, en kyk dat die deure gesluit is, dat alles toe is. Die Here sê, jy moet jou hart so bewaak, dat hy nie links en regs dink en doen, soos hy wil nie. Vers 24, verwyder van jou die valsheid van mond. Nou vriende, ons het nou die dag by ons huis, en nou praat ek so 'n bietjie uit die huis uit. Maak ons die yskas oop en daar was 'n klank gewees, wat definitief nie geruik het soos een of ander parfuum of iets nie. En ek en Eva begin ruik en ons begin soek en ons sê, iets is af. Iets is nie lekker nie. En uiteindelik toe kry ons die broccoli. Broccoli, baie gevaarlike goed daai. Wees versigtig om dit te eet. Ouderdom 18 as jy verby daai rak loop. Maar in elk geval, toe ons daar die reuk kry, wat het ons gedoen? Het Eva van ons gaar gemaak en opgeskep? Ons het dit verwyder, so gou as moontlik na die astrom buitekant. Verwyder van jou valsheid van mond. En hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. Verder, laat jou oor reguit kyk. En jou ooglede, hulle reg voor jou uithou. Beteken, kyk reguit. Moenie iemand wees wat dubbel kyk nie. Niks moet skeelgheid te doen nie. Hier gaan dit oor, as jy goed doen, doen dit tot eer van God. Maak die pad van jou voet gelyk, moenie loop soos 'n dronk mens nie. Moenie op twee gedagtes hinker as jy dinge doen nie. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid. 'n Kind van die Here is nie sondeloos nie, maar is iemand wat elke dag begeer om sy hande en sy hart voor God rein en suiwer te hou. Ek vat u na die derde gedagte. Ek het nie gesê daar's baie gedagtes onder die punte. Wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Wie mag klim in op die berg van die Here, wie mag staan in sy teenwoordigheid? Hy wat rein van hande is, hy wat suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Die oorspronklike taal sê eenvoudig, who has not lifted up his soul to an idol? Nie buig voor afgode nie. Nie buig voor nietighede, dinge meer belangriker ag as die Here nie. God is eerste en dan volg die res. Is hartseer dat mense hulle hele lewe leef, met God daar ver agter in die bussie van my lewe. Ek ry met hierdie bussie elke dag en al die ander goedjies is ingepak en die Here heel agter in die dag, as ek siek word of sterwe, dan moet ek
En dan hoor ek, en dan wil ek hê, mense moet altyd sê, hy of sy is nou by die Here. Die poorte van die hemel het nou oopgeswaai en die engele het die basuine geblaas, want die kind is tuis. As jy nie tyd vir God op aarde het nie, moenie dink hy gaan tyd vir jou hê in die ewigheid nie. As jy ander goed in die plek van God stel, is jy besig met afgode diens. Alhoewel jy nie miskien 'n afgod in jou huis het, waarvoor jy buig, en wie se voet jy soen, en vir wie jy kos neersit nie, is dit een en dieselfde ding. As jou siel ophef tot nietigheid, is jy besig met afgode diens. As dinge meer belangriker as God is, sal jy eendag in die ewigheid, en sal ek in die ewigheid eendag die hartseer berou beleef. Daarom sê die Bybel in Esegiel 18 vers 5, maar as iemand regverdig is en reg en geregtigheid doen, nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel, en die vrou van sy naaste nie verontreinig en nie naby die vrou kom as sy onrein is nie, en niemand verdruk nie en wat hy vir sy skuld as pand geneem het teruggee, geen roof pleeg nie, aan die wat honger het sy brood gee en die wat naak is met 'n kleed toedek, en nie leen op rente en geen woeker neem nie, sy hand terughou van onreg, eerlike regspraak oefen tussen man en man, in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou, om eerlik te handel, hy is regverdig, hy sal sekerlik lewe, spreek die Here. Hier gaan dit oor maar, dat my lewe, ek, en die dinge wat vir my belangrik is, prioriteit is. Daardeur sê die Bybel nie, ons mag nie op skuld uitleen nie. Hier gaan dit oor broeders, hier gaan dit oor die saak, en as u die hele saak wil gaan bestudeer, gaan na die woord, waar die volk Israel mekaar begin uitbuit het. En die broeder wat swaar gekry het, die ryker een het hom uitgebuit, soveel so dat hy later sy gesin moes verkoop het, om hierdie skuld te delg. Dis waaroor dit gaan. Die persone was so behep met hulle self, dat niks en niemand anders te vir hulle saak gemaak het nie. Ek vra jou vanmôre, is daar afgode in jou lewe? Dinge belangriker as die Here? Is hy die prioriteit in jou lewe? As jy opstaan in die môre, as jy gaan slaap in die aand, deur die dag as jy beweeg, is daar 'n gedagte oor God. Daarom sê die Bybel, die standaard is, rein hande, suiwer hart, moenie afgode in die plek van die Here hê nie. En dan moenie vals sweer nie. Lieg nie onder eed nie. Praat nie uit twee monde nie. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Wat nie sê ek beloof en dan begin ek leuns vertel nie. Kyk maar in die howe vandag. Niemand glo die Bybel is meer die waarheid nie, maar ons sit die hand op die Bybel. Ek sweer, nou gaan ek lieg, en ek gaan verskriklik lieg, en ek gaan so lieg, en ek dink niemand gaan my hoor nie. Dis wat hulle doen vandag. En daar is 'n God in die hemel wat sê, as jy so optree, as jy twee monde praat, as jou ja nie jou ja is, jou nee nie jou nee nie, dan is jy iemand wat vals sweer, en dan hoort jy nie in die teenwoordigheid van God nie, want die Bybel sê, buite is die leenaars, hulle wat nie aan die Here behoort nie, want die duiwel is die vader van die leens. Johannes 8 vers 44. Psalm 15 vers 1 sê, Psalm van Dawid, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Weer eens verwys hy na die tent van samekoms met die ark van die verbond, die plek waar die Here sy teenwoordigheid laat geld. Wie mag woon daar? Here, wie mag vertoef in u heilige teenwoordigheid? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Van my hart, binne uit my hart, kom die waarheid oor my lippe. Wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, wat sy vriend geen kwaad doen, en geen smaatrede uitspreek in sy naaste nie, in wie sy oor die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. So met ander woorde, die eerste ding wat ons moet leer om die seën van die Here weg te dra, is ons is rentmeesters en nie eienaars nie. En dan die tweede gedagte, die heilige God van hemel en aarde het 'n heilige standaard. En ek kom by die laaste gedagte uit, vriende, en ek gaan kyk dat ek dit binne 'n halfuur afhandel. Die laaste gedagte, die derde ding waarop ons moet ag gee, is onthou, die eienaar is op pad terug. Die meeste van ons het vanmôre nie daaraan gedink nie. Die meeste van ons is
en dan sluit ek myself daarby in, is so selfversekerd, dat ons vanaand gaan sien, en môre gaan sien, en volgende week gaan sien, dat ons nie dink aan die eienaar, wat op pad terug is nie, die herder, wat gaan kom om sy skape te kom haal nie. Daarom sê die Bybel, hef op julle hoofde o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is tog die Here koning? En nou verwys Dawid terug, na hierdie God, wat hulle gehelp het, wat die volk Israel uit Egipte gelei het, wat om deur die oorlog gehelp het, die ewige verbondsgod, hy is sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die Here koning kan ingaan. Wie is dan tog die Here koning? Die Here van die leerskare, hy is die Here koning, Sela. Kom ons dink bietjie daaroor. Hy is die Here koning. God drie-enig. Hierdie een wat homself kom openbaar het in sy seun Jesus Christus, sal terugkom om te oordeel die lewende en die dode. Die derde ding waarop ons moet ag gee, onthou die eienaar is op pad terug. Vriende, die Here gaan terugkom. Lukas 19:12 is 'n baie mooi vertelling van die Here Jesus self. 'n Man van hoë geboorte het na 'n ver land gereis om vir homself 'n koningskap te ontvang en dan terug te kom. En nadat hy 10 van sy diensknegte geroep het, gee hy hulle 10 ponde en hy sê vir hulle, dryf handel daarmee totdat ek kom. Maar sy medeburgers het hom gehaat en 'n gesandskap agter hom aangestuur om te sê, ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie. Verwysende na die Here Jesus en die Fariseërs. Die Fariseërs, die geestelike leiers, hulle wil nie Here Jesus hê as hulle koning nie. Waarom nie? Want hy het hulle boosheid uitgewys. Wanneer hulle hulle harte sonde bedink, dan sê die Here vir hulle, wat bedink julle in julle harte? En ek sê vir Calvin toe ons huisgodsdiens hou hierdie week, toe sê ek vir my, ek wonder hoeveel keer was hy Fariseër se oë so groot as spierings. Hoe weet hy wat ons nou net gedink het? Is hy nie miskien God nie? Maar nog steeds weier hulle. En nou sê die Bybel, as baie mense vandag in Suid-Afrika en wêreldwyd wat sê, ons soek nie God se koningskap nie. Ons wil self oor onsself regeer. En wat sê die Bybel? Het die Here gesê, ag, okay, is reg. Julle wil my nie as koning hê nie, so ek sal maar vir my ander koninkryk gaan bou of soek. Nee. En toe hy terugkom, hy het gegaan om die koningskap te ontvang, hy het opgestaan uit die dood, die graf is leeg, hy het opgevaar en hy sê, ek sal weer kom, om my kinders te kom haal, of ons daarvan hou of nie, of die wêreld daarmee saamstem of nie, of ander godsdienste sê, luister, ons is selfde as Christelike godsdienst, is vir ons irrelevant, want die Bybel sê as een koning, sy naam is Christus, en toe hy terugkom, nadat hy die koningskap ontvang het, sê hy dat daar die diensknegte aan wie hy die geld gegee het, by hom geroep moes word, sodat hy kon weet, wat elkeen met handel verdien het. Ek vra jou vanmôre, is hy jou herder? Weet jy, hy is op pad terug? Leef jy so om rekenskap vir hom te gee, en die mooi so by hom te ontvang? Matteus 16:27, want die Seun van die mens staan gereed, om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Wil jy die Seun van die Here wegdra? Dink elke dag aan die feit dat jy vandag kan sterwe om rekenskap te gee, dat die Here vandag kan terugkom, dat die hemele vandag kan skeer, en Christus sy bruid gaan kom haal. Openbaring 11 vers 18, en die nasies was vertorend, en u toren het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en, ek het die en vir u uitgelig, aan die ander kant, die dode, die ongeredde sal geoordeel word, aan die ander kant, om die loon te gee, aan u diensknegte, u die profete, en aan die heiliges, en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf. Ek vra jou, gaan jy geoordeel word, of gaan jy loon ontvang? Moenie jou lewe vermors nie. Moenie jou lewe vermors nie. Jy het een. En dan moet jy rekenskap gee. Vanmôre vra Caroline my, hoe is my hart? Was die operasie suksesvol? Ek sê nie, hy was nie suksesvol nie. Hy klop nou alweer soos 'n kar wat se tyd uit is. Op en af, en sy sê, en ons begin oor die dokters praat, en sy sê vir my, maar onthou jy het net een hart. Ek sê, ek weet, net een hart. Net een lewe. En God weet wanneer hy gaan eindig. Daarom sorg ek en jy, moet ons sorg, dat ons lewe met die Here reg is, dat ons voor hom rekenskap kan gee. Nog 1 of 2 verse, dan is ek klaar.
Jesaja 3 vers 10 sê van die regverdige, dat dit met hom goed sal gaan, want die vrug van hul handelinge sal hulle eet. Wee die goddelose, met hom gaan dit sleg, want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. Ons kyk nou na die boosheid om ons en ons sê, Here, sien u dit nie? Kyk nou weer wat het gebeur met hierdie kind en wat het gebeur in die regering en wat se besluit het hulle nou weer gemaak en daar die skietery by die skool en Here, het u nie weer gesien hierdie kind wat verkragt word en ons dink baie keer God is blind. Hy sien nie, hy's doof, hy hoor nie. Ek wil vanmôre jou kom verseker. Hy hoor, hy sien, hy weet. Hy het innige meegevoel, sê die Bybel, met mense wat so skape sonder 'n herder rondloop. Daarom sal die goddelose die vrug van hulle werke eet. Daarom sal die hel 'n regverdige oordeel wees vir hulle wat Christus verwerp het. Belangrik dat ons hierdie saak sal raak sien. Belangrik dat ons sal verstaan wat die Here vir ons leer. Openbaring 22 vers 12, kyk ek om gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Daar was 'n man met die naam van Dr. Andrew Bonar, 'n teoloog gewees, en hy het elke aand voordat hy gaan slaap het, voor die venster gaan staan en na die sterrehemel gekyk en dan gesê, miskien vannag, Here, miskien vannag sal u kom, of sal u my lewe neem om by u te wees. In die môre as hy opgestaan het, het hy die gordyne oopgetrek, vandag die blinders oopgetrek, en die nuwe dag gekyk en gesê, miskien vandag, Here, miskien vandag, miskien sal dit my laaste dag wees, of sal u kom om u kinders te kom haal. So lewe, vriende, dra die seën van die Here weg. 'n lewe wat elke dag daarop ingestel is, om te weet die goeie herder is op pad om sy kinders te kom haal, om die regverdiges te beloon en die goddelose te oordeel. En daarom, belangrik om te sien, Psalm 24, gee ag op die dinge, en jy sal die seën van die Here wegdra. Waarop moet jy ag gee? Die Here is eienaar, jy's rentmeester. Die tweede ding is, as eienaar het hy 'n heilige standaard, en ons moet hierdie standaard navolg, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Onthou, die eienaar is op pad terug, die herder is terug om sy skape te kom haal, hy's op pad terug, daarom wees gereed. Matteus 24:44, daarom moet julle heel ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Wie van u weet die dag, uur, tyd van Jesus se koms? Niemand? Wie van ons weet die dag, uur, tyd van ons sterwe? Niemand? Daarom leef elke dag so. En die môre as jy opstaan, miskien vandag, Here. As jy vanaand gaan slaap, miskien vannag, Here. En dit gaan jou nie morbied maak nie, hoor. Glo my. Dit gaan jou paraat maak. Dit gaan jou gereed laat lewe. Sodat wanneer die dag aanbreek, dat die Here jou kom haal, jy die mooiste by hom kan ontvang. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om u waarheid in ons midde te mag hê. U is eienaar, ons is rentmeester. U het 'n heilige standaard en u gaan kom om ons te kom haal. Ons het genoeg stof tot nadenke, Here, en ek vra dat ons so sal lewe, dat ons die mooi so by u sal ontvang. Ons kan onsself nie red nie, ons weet dit. Goeie werke kan ons nie red nie, ons weet dit. Ons word gered uit genade deur geloof op grond van die soenverdienste van Jesus aan die kruis. Maar as weergeborenes, as begenadigdes, is daar 'n sekere gedagtegang wat ons lewens moet rig, om te besef wat ons is genade, wat ons het is maar net vir ons geleen. Ons het nodig om hierdie heilige standaard met alle mag en mening uit te lewe en sonde in ons lewens te beveg met alles wat ons in ons het. En dan om elke dag ons oë na die hemele te rig, van waar ons verwag ons verlosser en ons saligmaker, Jesus Christus. Ek bid vir hulle wat vanmôre hier is en wat inluister wat u nie ken nie. Vader, wees genadig en barmhartig en red hulle siele. Ons bid vir ons land wat wegsink in sonde. Here, bring ons leiers by 'n punt uit dat hulle sal roep na die God van hemel en aarde. Dat hulle sal roep om genade en redding. En dat u weer vir ons wyse leiers sal gee wat wandel volgens die insettinge.
Here, help ons om so te lewe, dat ons, soos Andrew Bonar, elke môre, elke middag en elke aand sal sê, miskien vandag, miskien vannag, word verheerlik in ons midde, Vader, en ons bid alles, in die naam van u verheerse Heiland, Jesus Christus, ons verlosser, ons bid dit in die kragtvolle werking van die Heilige Gees, amen.